Baie welkom. Ek is Anlou en my co-host is Annika. Hallo. Hierdie is episode 5 van Remoer. So as julle nog nie weet wie ons is nie, gaan luister na ons eerste episode deel 1 en 2. Dan gaan julle weet wie ons is en dan sal 2 ander baie exciting episodes ook uit. So ja, as julle nog nie het nie, gaan kyk asseblief, dit is baie interessant. Ja, hallo Annika. Hoi. Hoe was jou week? Julle right geweest. Dis pap nat weer in die Kaap. Vandag is okay, maar dis actually soos 'n wintersdag, want dit is bietjie chilly. Maar anders is dit heel okay. Joune? Besig. Ons prepare vir Magooskloof. O ja. En Exciting. dit is besig. Dis besig. Dis baie exciting, maar dis besig want ek weet nou nie van die ander mense wat vir my stap nie, maar ek probeer om alles klaar te kry voordat ek Magoos toe gaan, want andersins gaan ek terugkom en net meer stres hê, meer goeders hê om te doen because of the build-up van die werk. Maar is okay, ek kom deur dit. Ek is ook so. Ek wil altyd ek kom nou toe Kaap toe moes getrek het. Ek het nou hierdie week toe kyk ek deur my foto's en soos bietjie skoon gemaak en staf. En toe besef ek het ofwel toe onthou ek het voordat ek Kaap toe getrek het, toe ek uit Potchefstroom getrek, het ek letterlik 2 maande voor die tyd begin om my tasse te pak. Ek onthou het baie van die staf het in bokse gestaan en jy was op daai tyd het jy so tussendeur dit begin uit Potchefstroom gaan en meer by die huis gewees al laaste rukkie mos. En toe het ek letterlik al my bokse op jou en in jou kamer gepak en dit was net soos bokse in die sitkamer en oral. So ek like dit ook om alles voor die tyd laat te kry. Ja, dit maak prepared. dinge maak dit dinge soveel makliker en dan kan jy soos like totally relaxed wees as jy nou nie werk nie, you know. Maar Exactly. Ja. Het gesê dat jy 'n Aurora het in wanneer is nou weer? Oktober. Miskien kan jy 'n bietjie vir ons vertel van dit, want dit is actually interessant. Okay. So Aurora is soos die 4de deel van hierdie self-development, self-improvement werkswinkels wat ek doen of gedoen het al. Dit begin met Breakthrough en Chalice. So Breakthrough en Chalice is die eerste 2. Dit is so jy doen Breakthrough en dan wag jy dan soos dis nie direk na mekaar nie. So jy doen Breakthrough, dan lewe jy bietjie lewe en dan gaan jy dan doen jy Chalice. Nou Breakthrough, hoe ek dit vir mense verduidelik, want obviously jy kan nou nie, dis nie secretive nie, maar jy kan nie vir sê presies wat gebeur nie, want andersins dis soos om 'n movie weg te gee. Soos as jy nog nooit 'n Notebook gekyk het nie, wat ek weet jy het, as jy nog nooit 'n Notebook gekyk het nie, dan, en ek sê vir jou wat gebeur in the Notebook, then I'm spoiling the movie, right? Nou dis dieselfde konsep, maar wat ek wel kan sê is Breakthrough. Breakthrough is 'n introduction na tools wat jy kan gebruik om jou lewe beter te maak. Dit is nie die enigste tools wat daar buite is nie, maar dit is net 'n manier, verstaan. En dit was my eerste introduction tot self-development werk, tot self-improvement werk, is Breakthrough gewees. Ek het Breakthrough gedoen toe ek 15 was. So net 'n bietjie background, my hele familie het dit al gedoen. Letterlik almal het dit al gedoen. En ek kan uit persoonlike opinie sê dat dit regtig dit doen vir ander mense lewe, want jy kyk na die lewe in 'n ander perspektief. Maar soos ek sê, is nie die enigste wat daar is nie. Toe doen ek Chalice in my matriekjaar. So Chalice is baie linked aan Breakthrough in die sin van dit wat jy geleer het in Breakthrough, doen jy in 'n praktiese wêreld in Chalice basically. So dit is altyd is 4 dae, van die Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Altyd is 4 dae, nie die hele 4 dae nie, maar 4 dae. En Chalice wat jy die goeders, die teorie, as ek dit so kan sê, wat jy geleer het in Breakthrough en jy pas dit toe in Chalice.
Dis baie lekker. Dis moeilik want obviously dit is nooit maklik om nuwe goeters te leer van jouself nie. Maar dis baie lekker as jy eventually dit gedoen het. Toe Ja. het ek in my derde jaar, was dit my derde jaar? Ja, my derde jaar, toe doen ek Satori. So, na jy Breakthrough Challenge gedoen het, kan jy Satori doen. Satori vat jou meer na die sielkundige aspek toe van wie jy is. Sorry, ek wil net vra, kan jy mense in my agtergrond hoor? So klein bietjie, maar nie so duidelik eens, okay. Okay, sorry oor dit. So Satori is moeilik om te verduidelik, maar jy gaan meer in die sielkundige aspek daarvan van wie jy is. So jy raak aan Jungian psychology. En Aurora wat ek nou nog nie gedoen het, wat ek nou in Oktober gaan doen. Soos wat ek verstaan is net dieper in daardie sielkundige aspek daarvan. Sorry. Ek intussen het ek ook iets anders gedoen called EMF, so dis Elite Mentorship Forum van Peter Sage. So Peter Sage, so goeders is ook baie dieselfde as Breakthrough Challenge en Satori. Dit fokus op, as ek nou reg onthou, Alex Hormozy se goeders. Sy teorie, so jy kyk ook baie na meditation, wat ons al van gepraat het, en jy kyk baie na hoe jy jou lewe create in EMF nou. So daai wat ek in die eerste episode wat ons gedoen het van meditation, wat ek gepraat het van die hoe jy meditation kan gebruik om jou lewe te create soos wat jy dit wil hê. Is baie te doen met die EMF goeders wat ons geleer het, en jou mindset, die EMF is ook so EMF is baie langer as omtrent, as ek nou reg onthou, 6 maande wat jy aan hierdie werk, wat jy 1 keer 'n week meet jy met jou trainer en jy in jou groep en jy praat met hulle, nou nie in persoon nie, want dit is 'n international ding. En daar's soos huiswerk, as ek dit so kan sê, wat jy moet doen deur die week en modules waardeur jy moet werk op jou eie tyd ook. So dis harde werk, dis tyd wat mens moet insit. Maar to be honest, ek dink as ek nie hierdie goeders gedoen het nie die moeite gedoen het om myself te leer ken op 'n beter en dieper vlak nie, sou ek nie gewees het waar ek is vandag nie. En ek sou nie soos obviously daar's meer om te leer, daar's altyd meer om te leer, maar ek dink nie ek sou so self-assured gewees het nie. Ek dink ek sou baie anxious en onseker mens gewees het. Ja, ek moet sê dit bring actually 'n groot, dis belangrik wat jy sê van dit bring 'n groot level of confidence saam. Ja. En ek dink actually ons het in een van die vorige episodes daaroor gepraat, maar deur idees van iemand anders af te bons baie keer, help dit jou om jou thoughts beter te artikuleer. Ek onthou byvoorbeeld met my, ek het nou nog niks van dit gedoen nie. So ek bedoel nou net soos vir iemand wat luister, soos daar's nou, ek weet nie waarvan sy praat, dus kom ek gevra het dat sy verduidelik, want ek het ook dit nog nie gedoen nie. Maar ek het byvoorbeeld 'n sielkundige gaan sien, so 3 of 4 jaar terug, en ek onthou, jy het nog vir my gesê voor die tyd toe ek sê ek gaan, dis nee, dit is ook nie die beste idee nie, wat, en ek het groot Ek het 'n stigma teenoor sielkundiges, want ek voel hulle gee jou net, okay, maybe nie soveel sielkundiges nie, maar ekskuus ek val jy nou in die rede, maar dit voel vir my asof hulle te maklik 'n mens diagnoseer met een of ander mental health issue, en hulle gee vir jou pille, en hulle kom nie tot by die actual issue uit, om dit
beter te maak nie. Hulle gee jou net pille om dit te verdoof. So ek is nie 'n baie groot voorstander van dit nie, maar ek weet ook dat daar wel 'n plek is vir hulle in society en in 'n mens se lewe. Soos dit is soos jy sê om idees af te bounce van ander mense. Maar ek ja. Ja, ek onthou jy het dit vir my gesê toe ek met jou ook die eerste keer daaroor gepraat het. Maar so ek het toe gegaan en ek moet vir jou sê dat dit honestly ek dink actually ek is bereid om te sê dat dit actually my lewe regtig verander. Dit was awesome geweest. Dit was in Potch geweest en die sielkundige was so cool. Ek weet baie keer mense sê soos dit voel so weird want dan moet jy nou gaan sit by die sielkundige en jy moet soos jou hele lewensstorie vertel en maar hel dit het my goed gedoen om dit te doen want dit het vir my gevoel of ek vir eens alles kan oplyn in kronologiese volgorde en alhoewel jy dit nie die eerste keer kan regkry nie, het ek het geloof dat sy net daar gesit het en ek kon begin praat het. Ek het nou nie obviously nie so ver terug gaan soos ek het nou gebore die dag nie, maar ek bedoel soos ek kon vir vertel van iets en dan sê ek o, maar wag, hierdie het voor dit gebeur en dan kan ek dit voor dit vertel. En dan kan ek weer aangaan met die volgende storie en wat ek agtergekom het met my is terwyl ek gepraat het dit vir my gevoel asof my dinge oop gaan soos wat ek oor dit gepraat het. Soos deur ons hele sessie, ek dink ek het soos vir 8 sessies na toe gegaan. Ek sal actually love om nou 'n sielkundige weer te sien, net soos op 'n regular basis. Maar hierdie is ook al vir my soos 'n bietjie van 'n sielkundige sessie want ek voel eintlik so vir almal wat nog nie geluister het na ons meditation session nie. Dus ek regtig stel dit voor, dis een van my gunsteling episodes uit die paar wat ons al gedoen het sover. Maar dit soos deur te praat oor hierdie goed, soos wat ek nou praat. Meditate ek half eintlik. Jy kan dit sien as 'n vorm van meditasie want ek tegnies dink regtig en ek actively dink oor wat ek wil sê. En soos wat ek dit sê, dis nou wat ek gedoen het met die sielkundige ook. Soos wat jy dit sê, so dink jy aan ander goed en goed maak vir jou meer sin. En ek dink byvoorbeeld, miskien kan jy sê of hierdie storie en so jou gehelp het om deur sê nou maar ek weet nou nie of jy wil praat oor baie slegte gebeurtenis of iets wat jy al gehad het nie, maar ek weet vir my byvoorbeeld was daar baie dinge waaroor ek miskien verskriklik kwaad was of baie ongelukkig was oor en ook gevoel het of ek regtig in die voet geskiet is of dus nie gekry het wat my moes toekom nie en dit het actually vir my gehelp deur die proses om regtig meer te dink oor wat se rol ek in dit gespeel het. En ek dink dit het vir my gehelp om my voete tot 'n mate te vind. En ek dink byvoorbeeld of ek sal nou kom ek sê eers maar of dit vir jou gehelp het want ek sal graag wil praat oor byvoorbeeld van die goed wat ek actually moes deur gewerk het en hoe dit my gehelp het in dit, maar ek dink dit gaan nou die storielyn opmors. So sê maar eers of jy het dit actually gehelp met dit of het jy ander maniere wat jy deel met sulke stap? Om net gou terug te kom na die idee van terwyl jy praat werk jy deur dit. Dit is waar en dit is hoekom dit belangrik is om goeters te voice en nie net heeltyd in 'n mens se kop te wees nie. So met die net om vinnig vir jou agtergrond kan jy my sien? Is die son te veel? Moet ek bietjie toe trek? Nee, jy sal. Jy kan dis pikdonker hier. Kan jou gesig sien, ja. Net die gesig het niks anders nie. Nee. Jy het daarom nie 'n floating head nie. Ek het my tande hier sit laat hulle ekstra wit lyk. Nee. Okay, sorry. Anyway, so met die EMF goeters was daar hierdie een module wat daar's baie modules, maar van wat ek kan onthou is daar die een module wat gepraat het oor vibration. So as jy praat, dan raak dit maak 'n vibration en dit is hoe mense praat, is die vibration in jou stembande.
En daai raak deel van die physical. So die oomblik wat jy dink en jy praat dit, dan raak dit meer real as wat dit is in jou kop. Ja. Anyway, so Sorry, ek wil net hier inchip. Dis dieselfde as wat jy daai wanneer jy meditate byvoorbeeld. Ja, En even breathing, jou breathwork byvoorbeeld, dit maak jou present want dit word fisies. Ja. Maar ja, okay, sorry, gaan. In elk geval so een van die goeders wat ons moes doen tydens hierdie 6 maande was soos jy moes elke dag sê waarvoor jy dankbaar was. En ek het dit, jy het soos 'n buddy gekry waarmee jy gewerk het wat jou accountable gehou het. Selfs soos wat jy soos gym toe gaan en jy het 'n gym buddy wat jou accountable hou. Dit werk dieselfde. Want mense gee maklik op as hulle shit op hulle eie moet doen. In 'n geval en ek het elke dag wat ek nou vir my buddy gestuur het waarvoor ek dankbaar is vir die dag, so dis ten minste 3 goeders. Het ek dit nie net gestuur vir haar nie, ek het dit hardop gesê. En die weird ding van dit is, as jy jou dag, ek doen dit nou nog, as jy jou dag begin met waarvoor jy dankbaar is en wat goed is in jou dag en in jou lewe tans, dan jou mood increase soveel so, dat jy sommer 'n great dag het vir die res van die dag, of 'n great week het, of al het jy baie goeders om te doen, en nou het jy baie stres, of verantwoordelikhede, jy verstaan. So dit was great geweest, dit was nogal ietsie cool om te leer. Maar om terug te kom na die goeders wat ek gebruik om deur moeilike situasies te kom. So sorry, maar dit is actually, dis 'n groot deel van dit, is juist dit wat jy nou sê, is soos, dit help wanneer jy iemand anders het wat jou accountable hou. Want weet jy hoe maklik het dit met my gebeur, dat ek actually, soos ek moet erken, party weke is al wat jy sê nou maar, dit help die feit dat jy 'n scheduled sielkundige sessie byvoorbeeld het, so jy het daai scheduled praat sessie, selfs soos hierdie, mens voel partykeer soos, yes, nou is dit alweer 'n uur, ons gaan nou hier moet praat. Maar die feit dat jy dit scheduled het, en die feit dat daai persoon byvoorbeeld jou buddy, gaan verwag dat jy iets stuur, dit raak so maklik om te val waar jy sê, hoorie, okay, maar ek voel nou nie regtig hierdie week, soos, ek voel bietjie emotionally beter hierdie week, so ek hoef nou nie regtig te gaan soek wat die issue is nie. En dis byvoorbeeld iets, ek weet ons wil nou nie dit die topic, soos dis nou nie die topic van hierdie week nie, maar dit link net terug half by wat ons die vorige episode ook gepraat het oor, is, dit het vir my baie vinnig maklik geraak om, okay, ek hoef nou nie regtig te gaan soek wat die Bybel sê oor hierdie nie, want soos, is nou nie so erg nie. So as jy daai commitment het vir, weet jy wat, ek gaan, of ek goed of sleg voel, commit om uit te figure hoe ek 'n beter mens kan wees, en hoe ek deur iets werk wat vir my traumaties was, en dit op 'n regular basis doen. Dit is verskriklik goed vir 'n mens. Dit is hoekom sielkundiges tot 'n mate 'n goeie ding kan wees vir daai accountability, om jou accountable te hou, om jouself beter te leer ken en beter te raak as 'n mens. Nie dat ek sê dat jy hoef sleg te wees om sulke goeders te doen nie. Ja. Soos jy kan die beste lewe hê van jou, soos van almal. Dit gaan net oor soos om accountability, maar in 'n geval, needless to say, wat ek gebruik om deur moeilike situasies te kom, so ek het buite nou vir meditation, want meditation is 'n baie groot aspek van 'n mens se denkwyse en hoe mens goeders doen en hoe mens voel oor goeders. Is een van die coolste tools wat ek tot vandag toe gebruik, is jy leer dit in breakthrough, en ek wil nou nie te veel weggee nie, maar basically wat jy doen is, dit leer jy net om bietjie meer aware te wees van jou emotions, en as jy overwhelmed raak met 'n emotion, soos byvoorbeeld anger, dan
al wat jy hoef te doen is like take a deep breath, stop en kyk na wat om jou aangaan. So moenie dadelik react en jou castle probeer defend nie. So as ek sê jou castle probeer defend, soos jouself probeer defend nie, so don't go on the defense immediately. Moet ook nie immediately on the attack gaan nie, want jy het nie nodig om te nie. Soos anger is daar vir 'n rede en jy wil dit gebruik constructively en nie deconstructively en goeders destroy in die proses nie. So die beste tool wat ek geleer het was om net te stop en te dink aan wat actually om jou aangaan. En ek gebruik dit vir baie goeders, nie net as ek kwaad is nie. Obviously, overthinking is 'n groot probleem vir my. Maar even as ek goeders oordink, dan gaan ek ook altyd soos, okay, kom ons gee dit net 'n take a breath, dink oor iets anders as jy moet, of freaking raak besig met iets anders, solank jy net nie soos fixate op een ding nie. Ja, dis moeilik om te sê, want dit raak eventually leer mens so baie goeders, jy soos vleg die tegnieke so by mekaar in, en ja. Ja, ek moet sê, ek dink ek het vir baie lank al hoe meer mens in jou kop bly en 'n spesifieke gebeurtenis byvoorbeeld oor en oor in jou kop speel, hoe meer half raak dit deur mekaar wat regtig gebeur het en wat jy vir jouself gesê het gebeur het en daai tipe goed. So vir my byvoorbeeld, as ek gebeurtenisse wat vir my toe ek byvoorbeeld 'n kind was dalk 'n bietjie nie so lekker altyd was nie. Het ek baie keer te veel, soos ek het gedink daaroor en dan weer probeer dink daaroor en weer probeer dink daaroor, maar omdat ek dit nooit regtig hardop sê nie, het dit vir my baie deurmekaar geraak en regtig my tydlyne van as kind het vir my gevoel of alles bietjie deurmekaar vleg. En dis wat vir my so goed was van om by 'n sielkundige te gaan sit of net by 'n persoon te gaan sit wat niks van my al weet nie. Want ook ek moet erken, soos alhoewel ek byvoorbeeld met Lenko oor baie van hierdie dinge praat, weet hy van sekere dinge. En soos wat ek byvoorbeeld net maar sou vergeet van iets, dan sê hy, ouma, wat van die? En alhoewel dit goed is, het dit vir my half meer gehelp om al hierdie idees en tydlyne uit te stryd deur van vooraf te begin op 'n clean slate. En te kon sit en sê, okay, weet jy wat, hierdie persoon weet niks van my af nie. Ek gaan van vooraf begin en alles vertel. En alhoewel sy nie van alles geweet het nie, het dit vir my gevoel of ek dit vir haar kon verduidelik soos wat dit vir my is. As ek actually hierdie is ek het 'n storie wat ek wil vertel, maar ek weet nie of ek moet nie. As jy nie kan maklik voel om iets, maar laat ek net dink daaroor, dan sal ek jou vertel nog wat ek dink. So, twee goeders. Dit is great om 'n mens se perspektief te kan verander. En dit is wat dit ook nice maak om met ander mense te praat daaroor, want hulle sien nie dit soos wat jy dit sien nie. So hulle kan vir 'n ander perspektief gee. Wat great is, want dan kan jy dit lei jou tot die moontlikheid, in my opinie obviously, lei jou tot die moontlikheid om te gaan die is nie reg nie. So kom ons los dit net en ons dink dan aan dit ons dink oor dit met hierdie manier. Anyway, so nog 'n ding. My ma sê altyd vir my. Okay. Dit is regtig, dit is nie lekker om te hoor nie. As jy 'n issue het en jy is so sorry, maar ek weet nie, die wêreld is teen. Kom ons, die wêreld is teen jou en freaking ek weet nie wat nie, whatever. My ma sê dit baie vir my. En soos dis great raad. Dit is regtig en dit is regtig maklik om te doen. Maar dit is ook baie moeilik. My ma sê altyd vir my, change your mind. Jy sien? Ag, yes. En
Ek gaan nou nie lieg nie, maar as jy nou in daai situasie kom waar jy 'n issue het wat jy deel met iemand en hulle sê vir jou, change your mind. Dit maak jou mos net meer meer Jy wil kwaad. sommer dubbel kwaad raak. Ja, maar dit is so waar. Dit is so waar. Al wat jy hoef te doen is net jou mind change. En dit is eintlik maklik. Want jy change soos okay, scenario. Jy is 'n baie indecisive persoon, dit weet ek. Met soos klere en sulke goeters, né? Nee? Okay. Ja. So, jy besluit byvoorbeeld jy gaan 'n pers baadjie dra en 'n blou broek met blou skoene en 'n wit hemp. Dit klink actually nice, maar anyway, okay, Wag, so. kan jy op my eie outfit werk? Dan gaan dit makliker wees om te visualize. Okay, jy gaan Net 'n ek weet nie bruin baadjie met 'n pink hemp en 'n wit broek. Okay, jy gaan 'n bruin baadjie dra met 'n pink hemp en 'n wit broek. Okay. Dit is wat jy besluit het die oomblik wat jy sê nou argumentshalwe uit die stort uit geklim het. Né? Nee? Nou smeer jy room, jy borsel jou hare, whatever, en jy kyk na jou outfit wat jy gekies het, né? Nee? En jy gaan soos nee, ek gaan nie dit dra nie, jy dra iets anders. In daai oomblik het jy net so jou mind gechange. Dit werk so met enigiets. Dit werk so met enigiets. Dit is net so maklik met enigiets. Maar wat dit so moeilik maak is freaking mense, soos human beings, is so stubborn. Ons is nie bereid om ons opinies op te gee nie. So dit is hoekom dit moeilik is. Ons is nie bereid om ons opinies op te gee nie. Maar dit is maklik vir ons om ons mind te change met materialistic things. Dis actually baie waar wat jy sê en dis eintlik verskriklik belangrik om ook te besef dat mens regtig ook moet oop wees eintlik om daai verandering te maak. Want jy kan tegnies nie jou mind verander as jy nie oop is vir dit in die eerste plek nie. Maar dit is iets wat ek eintlik half en yes, dit voel vir my letterlik ofwel dit is ook nie dat alles terugwys na dit nie. Dis net dat alles so in mekaar geweef is dat dit eventually met mekaar te doen het, maar dit is een van die groot dinge vir my gewees met geloof is dat as die argument nie sterk genoeg vir dit is nie, beteken dit dat dit nie kan waar wees nie. En alhoewel mens nou obviously baie ander redes vir dit is nou obviously nie net so eenvoudig soos dit nie, maar mens moet bereid kan wees om jou eie opinies op die tafel te kan sit en te sê, hoorie, is hierdie regtig die waarheid? Of moet ek miskien dubbel dink oor hierdie? En dis wat mense ook baie keer met, kom ons noem dit nou maar traumatiese ervarings, klink nou verskriklik, maar ek dink mens, dis ook eintlik iets wat ek dalk net hier moet bysê is, mense so ek dink ander mense ook, maar ek weet ek is baie geneig om situasies of gevoelens wat ek oor 'n spesifieke situasie gehad het, min te maak. Dus te sê, ag, dit was nie so erg nie, ander mense het baie erger as dit. Maar dis nie eintlik soos jy moet tog erken dat weet jy wat, dit was vir my erg gewees. En daai gevoel van ergheid, alhoewel die volgende persoon se situasie heeltemal anders is, het daai persoon dieselfde gevoel van ergheid gehad oor die situasie. Ek weet ergheid is nie 'n regte woord nie. Ek hoor wat jy sê, maar ek voel dit is ook belangrik om hierdie te sê dat dit nie 'n goeie ding is om jou ervarings te compare met ander mense se nie. Exactly. Ja, maar dis want dit presies wat ek probeer sê. Want dit is nie dieselfde ding nie. Ja. Presies, maar die gevoel wat jy baie keer het oor dit. Soos ek probeer dit al verduidelik as dit is nie nodig om dit te vergelyk nie. Juis omdat dit klink nou of ek sê dis nie nodig om dit te vergelyk nie en dan vergelyk ek dit. Maar wat ek probeer sê is dis nie nodig om dit te vergelyk met die persoon nie, want dit is net so erg vir daai persoon soos wat dit vir my is, maar jy kan tegnies nie die twee erge vergelyk nie. Verstaan jy? Soos ek gaan nooit op 'n skaal kan meet hoe erg dit vir my is en hoe erg dit vir jou is en dit kan compare nie, want dit is subjektiewe gevoelens. Dis my erge en gevoele vandag. Dis subjektiewe, omdat gevoel so subjektief is, kan jy dit nie regtig met mekaar vergelyk nie. So wat die punt is van wat ek eintlik sê is dat ek kan
sê dat weet jy wat, dit was vir my 'n traumatiese ervaring alhoewel dit dalk baie minder is as wat iemand anders regtig deurgegaan het. So, Ja. hierdie traumatiese ervarings wat jy deurgaan. Ja, ek het nou al daai eintlik net verduidelik om die woord traumatiese ervarings te kan gebruik. Dis okay. Hierdie traumatiese ervarings waardeur mens gaan baie keer deur op 'n ander manier te dink oor dit. Gaan baie van die erge gevoelens wat jy oor dit gehad het, verander dit en verander jy jou mind oor dit. Ek wil ek het besluit ek wil nie die situasie verduidelik in soveel detail wat ek voorheen genoem het nie, maar wat ek wel gaan sê is dit is 'n situasie waar daar 3 persone betrokke was en myself. En ek het vir jare en ek bedoel legit vir jare in 'n negatiewe lig na hierdie persoon gekyk. Juis omdat ek gedink het ek is jammer, hierdie klink nou verskriklik of ek geheimsinnig is oor dit. Dis maar net persoonlik vir wie ook al luister. So ek wil nou nie te persoonlik hier deel nie. Maar ek het vir jare, ek wil dit weer reiterate, vir letterlik jare. Ek praat van soos tussen 8 en 15 jaar lank in 'n negatiewe lig na persoon A gekyk omdat ek gedink het persoon A wil persoon B vir my negatief laat lyk het as 'n kind. En ek het gevoel ek moet persoon B beskerm. En ek het op 'n dag met Lenko oor dit gepraat en vir hom die situasie verduidelik en dit was eintlik 'n uit die bloute tipe verduideliking gewees. En heel toevallig eintlik 'n verduideliking gewees voordat ek met 'n sielkundige gaan praat het, want ek het verskriklik negatief gekyk na sielkundiges. Juist as gevolg van hierdie rede. En toe ek met Lenko daaroor praat, toe dadelik, dit het hom nie eens lank gevat nie. Hy was dadelik so, "Sorry, maar wag, iets is nie, daai persoon het eintlik nie soos dit gedoen wat jy vir jare gedink het hy gedoen het nie." En toe besef ek dadelik, dit het letterlik soos wat jy nou sê, dit was vir my 'n ingewing van die oomblik wat ek besef het, hoorie, ek moet my mind verander oor hierdie, dit is nie dit nie. En toe verander my hele perspektief oor daai persoon. En hoe vinnig het jy jou mind gechange? Presies. Die oomblik toe daai argument vir my uitgewys word en sterk genoeg was, het ek dadelik my mind verander. So dis eintlik so incredible hoe mens die mind kan rek om oop te maak vir ander perspektiewe. En nie net hoe dit jou perspektief verander oor daai een spesifieke ding nie, maar hoe dit jou perspektief dan moontlik of hoe dit dan die geleentheid moontlik maak vir jou om jou perspektief te verander oor soveel ander dinge. Ja, die enigste ding wat jy hoef te doen is dis is wat sê hulle altyd? As die deur toegemaak word, is daar altyd 'n venster wat oop is of something. Jy moet net willing wees om actually deur dit te gaan. Jy moet net willing wees. En as jy nie is nie, then you missed out on an opportunity. En wie se skuld is dit? Niemand anders behalwe jou eie nie. Ja. Persoon. Ja. Maar ek moet regtig sê ek dink dit was nie altyd die lekkerste ding om maar by 'n sielkundige te gaan sit en ek dink ek het actually soos in meeste van my sessies soos snot en trane gehuil. Want baie van hierdie emosies natuurlik bou op ook en soos wat ons nou gesê het, dit bou op en raak al hoe erger in jou kop. En ek dink dis nie altyd lekker om te gaan sit en te huil oor alles nie. Maar dit is eintlik op die ou einde van die dag so goed vir 'n mens. Ek het regtig, ek dink, besef dat baie van die dinge wat mens gedink het ander mense se skuld is eintlik regtig nie. En hoe jy dan op die ou einde eintlik net die vinger, ek wil nie sê net die vinger na jouself kan wys nie, maar at least die vinger, so ons het in die meditation session daaroor ook gepraat, maar hoe jy kan nie verander wat in die verlede gebeur het nie. Dus jy weet reeds wat het gebeur. So jy kan in die verlede half kind of, I guess, suppose vingers wys na iemand toe. Maar die enigste vinger, ek wil nie sê jy moet ander mense blame nie, dis nie wat ek sê nie. Al wat ek sê is elke liewe situasie is dalk nou nie jou volle skuld gewees nie. En ek gee nie skuld nie, ek verduidelik net soos jy is dalk nie die oorsaak van die situasie waarin jy geplaas was nie. Maar is dit nou 'n goeie tyd om te sê
is dit nou 'n goeie tyd om te sê volgende week se episode is op vrye wil, so julle beter kyk. Want Ek gaan met jou ek en Annika verskil, gaan 'n maar interesting gesprek volgende week hê. Okay, so kom ek gaan daai weer rephrase want ek wil juis nie sê skuld gee nie. So kom ek gaan dit rephrase. maar kom ek sê Jy vir gaan jou dalk so, reg nê. vat. Kom ek vra vir jou dit in die manier. So alles wat met jou gebeur het in jou verlede, right? Okay. Die enigste manier hoe jy verlede kan verander, een is deur jou eie mind te verander oor jou verlede. Jy kan nie verander wat gebeur het nie, maar jy kan verander hoe dit in jou kop gebeur het. So jy kan gaan, okay, hierdie het met my gebeur, maar hierdie is nou my perspektief daaroor. Of jy kan vashou aan die perspektief van alles was sleg en alles het met my gebeur en die wêreld is teen my. Ja. Of jy kan gaan, okay, dit het met my gebeur en dit is hoe dit my lewe improve het. Dit is Ja, hoe jou dit my perspektief oor wat gebeur het verander. Ja, dis die enigste manier hoe jy verlede kan verander. Maar kom ek vra vir jou hierdie. Kom ek kan ek sê dan Ja. gaan jou bandjie verbykom. Mm? Wat ek wil sê is juist daai ek dink ek wil dit eerder wou ek dit net gesê het met 'n metaforiese of bang. Dis hoekom ek gesê het vingerwys. Maar so as jy sou vingerwys, sou jy vir die verlede dalk vinger kon wys na iemand toe. Maar vir die toekoms gaan die vinger net na jou toe wys. Dis jou verantwoordelikheid. Dis al wat ek dink ek wou dit net vir 'n metaforiese bang het ek vingers gewys. Ek sê nie jy moet skuld gee nie. Even as jy kyk na jou verlede, soos wie is die common denominator in jou verlede? Jy. So wie is te blame vir wat in jou verlede gebeur het? Jy. Wel, nee, kyk daar gaan ek nou met jou verskil want ek sê nie ek is nie in 'n posisie waar ek sê hoorie, okay, dis my skuld dat alles met my gebeur het nie, want daar is regtig situasies waarin mense geplaas was waar dit regtig nie hulle skuld was nie. En ek verstaan weer eens watch ons volgende episode want ek en Annika stem nie saam oor hierdie topik nie. So julle moet watch volgende week. Dit gaan 'n interesting topik wees. Maar so, ons gaan kan of hier moet agree om te disagree, I suppose, maar ja, tot volgende week. Tot volgende week. Want soos ek wil nie sê dat dit my skuld was nie. En dis nie dat ek dit wil sê nie, dis dat ek honestly glo dat alles nie daai persoon se skuld was wat in sy verlede gebeur het nie. Maar dit is jou skuld as jy nie jou perspektief oor dit positief wil draai nie. Dit is waar. Dit is jou skuld. Ja, so ek het daarmee het ek 'n issue, ja. Dit is jou skuld as jy kies om vas te hou aan wat jy glo met jou gebeur het en die wêreld is teen jou en dit is jou skuld. Dit is jou skuld. Jy is 100% reg. Ek stem 100% reg saam met daai. Ja, ek is jammer vir die honde wat nou blaf. Dis jou skuld as jy dis nie altyd jou skuld as jy 'n victim was nie, maar dit is jou skuld as jy 'n victim is. Ja, want okay, stelle tipe vraag, soos wie is in beheer van jou emosies? Wie is in beheer van jou perspektief op die lewe? Wie is in beheer van jou mood? Dis jou overall mood. Jy. Hierdie gaan nou ons Alnika, ek dink ons gaan hierdie moet spaar vir volgende week want ja, tegnies ja, I suppose ja. Maar daar's baie sterk argumente vir dat dit actually nie jy is nie. En ek bedoel nie ander mense nie, ek bedoel net dat dit nie jy is wat beheer het oor die neurone in jou kop byvoorbeeld nie. Maar kom maar soos dink jy glo jy dat ander mense jou kan kwaad maak? Ja. Hoe bedoel jy? Ja. Dus glo ek dat ander mense my kan kwaad maak. Dis seker ek wat kies om kwaad te word. Maar is dit regtig? Dit is hoe jy kies om te reageer. Ja, dit is hoe jy kies om te reageer. Of jy nou unaware of aware dit doen. Jy kies om so te reageer. Ja, okay, hierdie wag. Ja, hierdie kom ons noem hierdie 'n lusmakertjie vir volgende week, okay? Hierdie is touch away te feel. Hierdie is wat jy moet expect vir volgende week, okay? Ek dink ons gaan hom hierso shortcut en sê hoorie, gaan sien 'n sielkundige en expect hierdie. Jesus, ons gaan mense, ek dink ons gaan mense se breine breek. My brein breek. My eie brein breek.
Ja. Van, okay. Ek dink ons kan probably die episode hier so stop. Dit was nou baie pret geweest. Ek dink dit is my lekker om partykeer ek het actually in hierdie week regtig gedink oor baie van die dinge wat ek bespreek het en ek onthou ek het actually die vrou na die tyd weer gebel toe ek al in die Kaap was en net ons met haar gesit en chat en sy is ongelooflik. Ek honestly wat ek waardeer van haar is dat sy vir my kans gegee het om te praat. En dis iets wat Jordan Peterson ook gesê het. Ek net in my like ek gaan net vir myself mute, moenie ek net Allee, ek gaan net hierdie stukkie moet uitsny, okay? Nee, jy is nog gemute. Okay. Ek sê is so wat vir my wat Jordan Peterson sê is iets wat hy opgelees het in sy sessies byvoorbeeld wat hy nou oor die jare gedoen het. Is die honde baie hard? Okay. Iets wat hy opgelet het in die sessies wat hy byvoorbeeld met mense gehad het is dat as jy hulle los om te praat, kom hulle baie keer tot die conclusion hulle self. En dit was dis half gaan deur fases waar jy reageer op dit, waar jy jou emosie uitdruk en dit het so baie gebeur en dan sê hy kom jy tot by die punt. En dit het met my so baie gebeur waar ek as ek begin praat, dan begin ek byvoorbeeld praat oor iets, dan huil ek. Soos ek sê nou maar huilsnot en trane. Partykeer net 'n traantjie, maar dan is ek verskriklik emosioneel. En dan as jy deur daai fase van emosie is en jy het daai eerste laagie af, dan begin jy actually tot die conclusions baie keer jouself kom. En dit was vir my so waardevol dat sy stil gesit het en my die geleentheid gegee het om net te praat en te praat en te praat. So baie soos wat ek kan praat en tot die conclusion myself te kom. Want ek dink dit beteken baie keer vir jouself meer as jy actually die ding is wanneer iemand anders vir jou iets sê, dan maak jy nie daai neurale koneksies nie. Maar wanneer jy dit self maak, is dit sterk. En jy kan dis half asof die argument vir jou punte bymekaar kom. Want iemand anders dit vir jou maak, moet hulle dalk nog vir die punte, die koneksies actually uitwys. So ja, dit was my ongelooflike waardevolle sessies. En het my ook gehelp in vandag se lewe om al gaan ek nie na iemand toe nie. My mindset, die manier wat jy dink oor hierdie tipe dinge, het verander en kan ek dit meer saamvat in die toekoms in. Maar dit is so ek dink my perspektief van sielkundiges het klein bietjie verander na ek sielkundige soos want ek het sielkunde se module gehad op terwyl ek geswat het, terwyl ek my graad gedoen het. En obviously ek het voor dit het ek baie geweet van sielkundige teorieë, maar ek het nie geweet van die praktiese deel daarvan nie. En wat nice was is met my graad het ek geleer wat die praktiese doel is van sielkunde. So om dit te compare met die self-improvement, self-development werk wat ek doen en 'n sielkundige van wat ek geleer het. Nie wat ek ervaar het nie, want ek was nog nooit na 'n sielkundige nie. Die self-development werk en die self-improvement werk is 'n kort soos compressed ervaring waar 'n sielkundige langtermyn ervaring is. As hulle werkproppers doen en ek sê nie daar is sielkundiges wat nie hulle werkproppers doen nie. Ek praat van sielkundiges wat gaan, hulle wil jou 'n beter mens maak. Hulle wil jou help om deur jou goeters te werk en vir jou die tools te leer om dit te kan self doen. En nie, ek praat nie van daai's wat gaan soos hier's vir jou pil, kom elke week, 2 keer 'n week na my toe sodat ek kan geld maak nie. Ek praat van die mense wat actually wil en bereid is om die werk in te sit om jou te support om 'n beter mens te wees en beter tools te gee. En dit is wat die sielkundige gedoen het vir jou. Sy het nie gegaan, hier is veel pille nie. Sy het jou,
sy het vir jou tools geleer en dis selfs wat self-development werk doen, self-improvement werk doen. En even 'n self-help boek, nee? Ja. Die probleem met Wel, self-help boeke, Ja. die Ek probleem wou met nou net sê self-help asseblief boeke. sit 'n disclaimer hierin van Ja. selfhelpboeke. Okay, so die probleem met selfhelpboeke is jy lees dit, maar jy kry nie die ervaring daarvan nie. So jy het net die knowledge daarvan, maar jy het nie die ervaring daarvan nie. So om ervaring te hê van ietsie is om werklik te weet wat dit is, right? So jy pas dit toe en jy oefen dit en whatever. Daai koneksies te maak, Yes, exactly. daai koneksies. Maar 'n selfhelpboek, as jy dit net lees en niks daarmee doen nie, dan gaan dit niks beteken vir jou behalwe knowledge nie. Behalwe net woorde in jou kop wat in jou swart gat van useless knowledge gaan. So selfhelpboek is valuable as jy dit reg gebruik. Maar my opinie, self-development werk waar jy saam ander mense is of saam 'n ander persoon is, selfs 'n sielkundige, ek gaan daai twee nou groep saam, self-development werk. As jy die moeite doen om jouself te leer ken en daar's iemand wat jou accountable hou, jy gaan great doen. Ja. Nee, dit is regtig en ek weet nie mooi, ek het nie regtig die woorde om dit mooi te verduidelik nie, maar die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik is as jy regtig verstaan wat dit is, daai tools en daai koneksies maak, voel jy dit hier. Of ek voel at least, ek voel dit hier. Dit voel vir my, dit maak sin. En dit is die verskil tussen knowledge en experience. Soos knowledge is in jou kop, waar ervaring is, dis deel van jou. Dis deel van jou soos materie, as ek dit so kan sê, deel is deel van jou. Ja, dis amper asof ek het nie die woorde om dit te verduidelik nie, maar ek kan met gesture maak, dis deel van my. Ja, en dit is ek voel dit hier. En dit is wat ek ook like van die self-development werk wat ek gedoen het. Soos dit is nie net knowledge nie. Hulle gee vir jou, daar's goeders wat jy doen terwyl jy daar is, wat dit deel maak van jou, wat dis experiences waarvan af jy kan leer, met soos jy leer die knowledge wat jy gekry het, met experiences wat hulle vir jou gee, en dit is eintlik wat mens nie wil weggee vir mense wat nog nie gedoen het nie, want as ek vir jou sê wat ons doen, dan gaan ek dit spoil, right? En jy wil hê die individual wat dit doen, moet daai connection maak, daai, soos wat jy sê, daai. Ja, nee, verseker, definitief. Ja, ek dink ons het probably die groot deel van dit aangespreek nou. Ek wil dalk hierdie net sê en so iemand wat my nog nie ken nie, weet ek is 'n redelike groot mevrou Suid-Afrika fan. Ek sê dit partykeer so 'n bietjie maar ek like it pretty much om te kyk, nee. Dis my big job. So die rede hoekom ek dit opbring is ek voel ek moet 'n disclaimer insit. Daar's nou byvoorbeeld, as jy nou nie geweet het nie, hulle het hierdie Crown Chasers ding. Soos dit 'n show wat hulle nou doen met al die mevrou Suid-Afrika finaliste. Nou sit ek en luister in die week na wat hulle sê en ek wil nou nie wegvat van wat die meisies byvoorbeeld gepraat het oor nie, want sure, dis valuable experiences vir hulle. Maar ek praat nie oor dat okay, ek het gegaan na 'n sielkundige en ek het nou dit geleer uit 'n plek van ek was depressief en ek het nou ek sê dit eintlik nou 'n bietjie Jy was nooit depressief gewees nie. Ja, presies. Soos dit klink of ek dit min maak wat hulle nou gesê het, wat glad nie die intent is nie. Hulle experiences is valuable, fine. Give it to them. Maar dis wat ek wil duidelik maak is, wat ek besig is om te sê en wanneer ek byvoorbeeld praat oor dat ek 'n sielkundige gaan sien het, kom dit uit 'n plek van listen. Hierdie het vir my iets beteken en ek dink dis waardevol om vir ander mense. Kom ek sê dalk hierdie so. Die doel wat ek en Alneka oor gepraat het, ook voordat ons half hierdie podcast, en ook eintlik meer ewen nadat ons dit begin het. Dit gee vir my 'n manier, ek wil nou nie namens Alneka praat nie, maar ek is seker sy gaan met baie van dit saamstem, maar vir baie lank het dit vir my gevoel, daar's sekere dinge waaroor ek nie wil praat nie, en waaroor ek dalk nie kan praat nie, en dalk nie geweet het dat ander mense wonder of dieselfde goed deurgegaan het, of dalk sal waardeer het as ander mense dit vir hulle genoem het nie. So wanneer ek sê dat ek 'n sielkundige gaan sien het,
sê ek dit nie uit 'n plek uit van ag ek is 'n victim, ek het 'n sielkundige gaan sien. Ek sê dit uit 'n plek uit dalk ek sou wou gehad het jong Anlu moes hierdie gehoor het en gehoor het, weet jy wat, dalk verander jou perspektief oor hoe sleg sielkundiges is en hoe hulle nie jou verstaan nie. Hierdie het waardevolle experience vir my gegee. So ek sê nie hierdie met voel my jammer ek is sielkundig nie. Ek sê hierdie vir jou, hierdie was vir my waardevol. Hierdie het my lewe verander. Dit was incredible experience geweest. En Ja, ek dink dalk iemand anders sal dit waardeer. Dis maar dieselfde hoe ek voor die self-development werk wat ek gedoen het. Ek sal nooit sê dat even nou soos daar is party daar wat ek dink soos ek dink die hele wêreld moet net gaan na 'n sielkundige of self-development workshop en net soos gaan uitfigure wie hulle is, want partykeer voel dit vir my asof ons lewe in 'n wêreld wat net chaoties is, want niemand weet wie hulle actually is nie. Maar ek sê nie dit is 'n moet nie. Ek sê net dit was 'n profound ervaring gewees vir my. En ek het dit baie waardevol gevind. Ek weet dat daar ander goeders is wat ook werk. Hierdie is net my manier wat ek gekry het wat vir my werk. Soos wat die sielkundige vir jou werk. En maybe eendag freaking gaan ek na 'n sielkundige toe en jy doen self-development workshops. Ja, presies. Dit gaan ons net beter maak. Ja, dis eintlik nice dat ons nou van 2 half perspektiewe af, ons het nou 2 half maniere bespreek eintlik wat dit opgedoen kan word en in die toekoms kan ons dalk kyk na ander maniere. Ja. Maar ja. Okay, ek dink ons kan dit probably so stop. Ek wou nou iets gesê het oor die een mee vir Suid-Afrika finalis wat van Nigeria af is, maar ek dink nie dis appropriate nie. Ek sal dit maar eerder net los. Maar ek moes nog steeds dit nou clearly gesê. Anyway, okay, kom ons. Okay, Alnika gooi wag. Julle beter volgende week se vrywil episode kyk. Julle Ja, het dit nie gaan intens wees. ek gaan vir julle teaser gee hierso. Ek sê julle het nie vrywil nie, so die van julle wat dit wou gekyk het, gaan dit kyk. Die van julle wat dit sou kyk in die toekoms, gaan dit anyway volgende week kyk. Ek sien julle daar. Die res van julle wat nie bedoel is om dit te kyk nie. Ek sê julle het Ek sê julle het vrye wil, want alles wat ons doen in die lewe is 'n keuse wat ons maak. Anyway. See you guys next week. See you guys next week. Like and subscribe. Bye. Bye. Aluminium dit druk nie.